Môre gaan ons so vandag is Vrydag, 24 April, en die vak wat ons vandag gaan doen is NW. So haal asseblief vir my julle NW boeke uit. Dan gaan ons begin. En maak my ook by 1 en 2 materie en materiale en strukture. Terwyl julle dit doen, wil ek net weer sê, party van die dele gaan ek op my foon kyk, omdat dan nie so lekker afgerond het in my boekie nie. Goed, om vandag se les te verduidelik, gaan ek eers vir julle sê, oral wat jy om jou kyk, sien jy verskillende dinge. Mens sien 'n tafel, jy sien die lig, jy sien bome, jy sien die reën. Dit is die 3 dinge waaruit die wêreld bestaan, of waaruit ons atmosfeer bestaan. Is vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Nou wat dit beteken is, hierdie 3 dinge saam word materie genoem. Dis waaruit die aarde bestaan. Oral as jy om jou kyk, sien jy vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Nou vaste stowwe is soos 'n pen of 'n tafel of daai bakkie. Vloeistowwe is water, koeldrank wat jy drink. En gasse is byvoorbeeld die lug hier rondom ons, soos die spuitgoed. Nou die verskil tussen die 3 oudjies is, hulle is opgemaak, vaste stowwe, vloeistowwe en gasse is opgemaak uit molekules. Nou molekules beteken is die deeltjies wat styf teen mekaar is, bietjie verder of los van mekaar is. Vaste stowwe se deeltjies of molekules, net skryf molekules, want dit is 'n nuwe woord wat jy leer. Molekules is baie styf teen mekaar. So dit lyk so. Die deeltjies waaruit die bord bestaan, waaruit hierdie pen bestaan, is baie styf teen mekaar. Baie styf. Baie styf teen mekaar. En dit is hoekom, as hy 'n vaste stof vorm is, kan hy nie beweeg nie. Ek kan nie hierdie bakkie verander nie. Die deeltjies is so styf te mekaar gepak, dat ek hom nie kan verander nie. Ek kan glad nie van vorm verander nie, kan julle sê. Maar 'n vloeistof se deeltjies is ook naby aan mekaar, maar dit is nie so naby aan mekaar nie. Dit kan bietjie beweeg. Die vloeistof se deeltjies lyk half so. Dit is naby aan mekaar, maar nie so naby aan mekaar soos vasgestof nie. En dis hoekom dit van vorm kan verander. Die water en die gas wat die vorm, maar as ek dit in die bakkie gooi, dan val hy die vorm van die bakkie aan. So vloeistof se molekules kan meer vrylik rondbeweeg. Daar val hy dan weer die vorm van die glas aan. En gasse se molekules, hulle is baie ver van mekaar. Dit is hoekom jy deur die lug met jou hande kan gaan. Want die deeltjies is baie ver van mekaar af. Dis nog steeds daar, maar dit is verder van mekaar af. En dit is soos, as ek vir jou so kan wys. Daai stukkies wat jy sien, is ver van mekaar. Dit kan daai vorm aanneem, dit kan enige vorm aanneem. Dit is oral om ons. Dit is gasse. En dit is die belangrikste wat jy moet leer in vandag se les. Kom ons gaan kyk wat sê die handboek. 1 en 2. Materie, materiale. Okay, dan kan ek omlaai. Vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Dit het ons gedoen, ek kan hom weer omlaai. Gaan vir 'n aktiwiteit 6.1 toe. Daar staan. Maak 'n afskrif van die prent hieronder. Knip dit uit en groepeer die verskillende prente wat saam word in 'n groep. Daar's 3 groepe. Vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Jy hoef nou nie vir hierdie te gaan uitknip nie. Vat net vir jou pen en skryf sommer vir my bo aan. Is dit 'n vaste stof, is dit 'n vloeistof of is dit 'n gas?
Goed, die eerste ene, ek kan nie lekker sien nie, lyk soos water. So nommer 1 is 'n vloeistof. Nommer 2 is hout. Hout is 'n vaste stof. Nommer 3 is stoom wat uit 'n pot kom, dit is 'n gas. Nommer 4 is klomp springs wat hulle het, dis 'n vaste stof, oukies. 5 vloeistof is water. 6 en daar is 6 die C is 'n vloeistof. 7 die gas van die vuur is gas. 8 kristal is hard, is 'n vaste stof. 9 die rook wat uitkom by 'n fabriek is 'n gas. En 10 is like soos wat speserye is vaste stowwe. Nommer 2, wat dink jy is die verskil tussen die 3 groepe? Die molekules is hoe kan ons sê, die molekules verskil. Vaste stowwe is styf te mekaar, vloeistof is bietjie verder en gasse is baie ver van mekaar. Kan een materiaal oorskuif na 'n ander groep? Hoekom sê jy so? Ja, dit kan. Byvoorbeeld, ek het 'n blokkie ys. Hier is 'n blokkie ys. Hy is in vaste stofvorm, né? As ek hom warm maak, as ek hitte bysit, dan word hy 'n vloeistof. En as ek hom nog warmer maak, soos by 'n ketel wat kook, daar stoom wat uitkom, dan is dit 'n gas. So ja, dit kan van groep verander, as die deeltjies begin beweeg, as hitte bygevoeg word. Okay, oukies, dan staan daar op die volgende bladsy. Is maar net die groepe, dit het ons gesê, heel onder, ons soek verskillende prente van vaste stowwe in tydskrifte. As jy nie tydskrifte het nie, ek verstaan, teken soms vir my so 3 prentjies van vaste stowwe. Die volgende bladsy, heel onder, voorbeeld van vloeistowwe, 3 prentjies van verskillende vloeistowwe. As jy tydskrif het, asseblief verskillend maar uit en plak dit in, of in koerante, of in pamflette, anders ons teken vir jou vrou. En dan gasse, 3 prentjies van gasse. Besoedeling, en stoom, en parfuumbotteltjie. Goed, dan verandering van die toestand op die volgende bladsy, sodat jy vir verduidelik het, van die 3 wat so beweeg. Gaan ons dan na aktiwiteit 6.2 toe. Jy is nou reeds bewus dat die energie tussen die 3 toestande verskil. Jy gaan vir hierdie ondersoek die internet nodig hê, so maak vroegtydig reëling sodat jy toegang daartoe kan hê. Kyk krities na die volgende video op die internet en maak notas terwyl jy kyk. Beantwoord dan die vrae onder. So oukies, jy gaan nou van my link afgaan, of as ons los met die les, gaan na hierdie link toe, States of Matter, dat mama dit vir intik op YouTube. Kyk asseblief na die video, en dan moet jy vir my vragies 1 tot 5 beantwoord. Kyk, kom ek gaan saam met julle die vragies. In watter toestand is die glas wanneer hulle begin? Hoe moet die glas verander, sodat hulle mooi goed daarmee kan maak? Nommer 3, wat moet jy met die glas maak, sodat dit kan verander en jy dit kan gebruik? Dink jy die glas het in die proses van toestand verander? Hoekom dink jy so? En as jy dink dat die glas van toestand verander het, hoeveel keer het dit van toestand verander en hoe? Goed, dit is wanneer die verskillende fases, hulle verduidelike fases van materie, is 'n vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas. Op die volgende bladsy, soos jy in die video gesien het, gee hitte of 'n hoër temperatuur die deeltjies meer energie. So oukies, wat gebeur is, as die deeltjies vas aan mekaar is soos ys, en dit kry energie by, as dit hitte by kry, dan word dit soos 'n bouncing ball, dan word dit soos armetjie wat onder gaan bounce, dan raak die deeltjies losser van mekaar. Dus so die ys dan gaan na water toe. En dan as dit nog meer hitte kry, sien jy kook 'n ketel of jy sit 'n pot water op die stoof, dan raak dit mal en dit beweeg alle verder van mekaar. En dit is hoe dit verder van mekaar beweeg. Dus as jy hitte by sit en die deeltjies begin energie te kry en hulle wil beweeg. Dieselfde as jy dit reverse, as jy water vat,
En die deeltjies is bietjie verder uit mekaar en jy sit dit in die yskas en dit raak koud. So die energie wegvat. Jy weet as dit koud is, dan wil jy eintlik net so sit onder 'n kombers. En almal moet naby jou sit en sleg om tussen mamma en pappa te lê. Dan sit al daai deeltjies wat nader aan jou beweeg, dan word dit 'n stukkie ys wat 'n vaste stof is. So as jy dit gee, dan wil dit dans en jy wil speel en jy wil buite speel soos die deeltjies. Maar as dit koud is, dan raak dit al nader en dit is hoe dit dan energie verloor en dit nader aan mekaar raak en dit vaste verander. Goed, daar heel onder staan, vanaf sneeu tot water is dit 'n vaste stof wat 'n faseverandering ondergaan. 'n Faseverandering is as dit gaan van 'n vaste stof na 'n vloeistof of van 'n vloeistof na 'n gas. Ondergaan na 'n vloeistof. Die sneeu moet in die son warm word om te smelt. Okay. Omdat die sneeu gesmelt het, is dit nou water wat 'n vloeistof is. Die water wat nou daar is, moet verdamp. Verdamping is wanneer 'n faseverandering vanaf 'n vloeistof na 'n gas gebeur. Kom ons kyk na die volgende voorstelling. 'n Vaste stof smelt, dan gaan dit na 'n vloeistof toe en 'n vloeistof verdamp, dan gaan dit na 'n gas toe. Ons het nou gesien dat faseverandering kan plaasvind as gevolg van verhitting. Dink jy die teenoorgestelde kan gebeur as daar energie van die deeltjies weggeneem word. En dis mos wat jy nou net verduidelik het. Goed, ondersoek 6.2 is ietsie 'n eksperiment wat ons nou by die huis gedoen. Asseblief terwyl jy dit doen, laat mamma jou sommer rekord of by die video stuur op WhatsApp. Ons gaan in hierdie ondersoek kyk na hoe die faseveranderings ook omgekeerd kan gebeur. Wat het jy nodig? 'n Ketel, net nie brand nie, wat mamma jou help as jy die eksperiment doen. Water, 'n spieël of 'n stukkie glas, 'n ysbakkie of enige plastiekbakkie en 'n vrieskas. Nou die metode, hoe gaan jy dit doen? Deel 1. Gooi water in die ketel en dan sit jy hom aan. Jy maak seker dat jy nie naby die ketel is as dit kook nie, want jy wil nie brand nie. Dit sal goed wees as jy fasiliteer, ek kan nou nie by jou wees, so as mamma by jou is, om seker te maak dit is veilig. Wanneer die ketel kook, dan kom ons stoom uit by die ketel. Stoom is 'n gas. Die water het van 'n vloeistof na 'n gas verander. Met ander woorde, dit het verdamp. Hou nou die spieël, jou speeltjie of 'n stuk glas, enige bakkie of papier, papier, en hou dit 20 cm bo die stoof dat jy nie brand nie. Moet dit nie naby die tyd van die ketel sit nie. Hou dit nogal redelik bo hakkies. En dan gaan jy neerskryf as jy sien gebeur. Die volgende deel wat jy gaan doen is, gooi my water in 'n ysbakkie of enige plastiekbakkie en sit dit in die vrieskas. En na 3 ure dan gaan hom uit. Nou moet jy gaan die volgende vraag in die boek gaan doen. Teken vir my 'n skets met byskrifte wat in deel 1 en deel 2 gebeur het. So jy gaan vir my 'n ketel teken met stoom. Dan skryf jy stoom, ketel, water. In die tweede deel teken jy net my 'n bakkie met blokkies en jy sit my 'n bakkie en water of ys. Nommer 2 gaan jy vir beantwoord. Wat het met die deeltjies in die materie gebeur om hierdie faseverandering te kan ondergaan? Hulle begin beweeg. In watter toestand was die water in deel 1 voordat die water gekook het? Is die water 'n vaste stof, 'n vloeistof of 'n gas en die water in die ketel gegooi? Wat se fase? In watter toestand was die water toe dit stoom was? Watter toestand? Vaste stof, vloeistof of 'n gas? Die stoom. In watter toestand was die water toe dit in die spieël of teen die glas of teen die pierie gekom het? Jy gaan sien hy gaan ietsie doen teen daai pierie. Wat se fase is dit? Is dit 'n vaste stof, 'n vloeistof of 'n gas? En watter faseverandering het plaasgevind van die stoom tot en met dit teen die spieël is? Wat noem ons dit? Het dit gesmelt, het dit verdamp, wat het dit gedoen? Gaan doen navorsing oor wat 'n mens hierdie faseverandering noem. Wat noem mens die faseverandering van 'n gas na 'n vloeistof? So ons weet, as hy gaan van 'n vaste stof na 'n vloeistof, dan smelt hy. En as hy gaan van 'n vloeistof na 'n gas, dan verdamp hy. Maar wat is dit as hy gaan van 'n gas na 'n vloeistof? Gaan vind 'n bietjie vir my uit. Watter faseverandering het plaasgevind toe die water in die vrieskas geplaas geword het? Wat het gebeur as jy water in die vrieskas sit?
die faseverandering. Wat noem mense die faseverandering? Vriesing of stolling. En wat moet gebeur as daar 'n faseverandering van die dele hierbo moet plaasvind? Jy kan dit verhit of verkoel. Verhitting en verkoeling veroorsaak verandering van energie in die deeltjies. Ok, my oukies, dit is al vir vandag wat julle vir my moet doen. Asseblief, ek hoop julle het baie pret. Moenie jouself bedank nie, dat mamma en papa by jou staan as jy dit doen, maar geniet elke oomblik.